Goeiemôre vriende, my naam is Pieter van der Merwe. Baie dankie dat jy inskakel. Ons het die afgelope tyd baie min met mekaar gepraat en ons is maar hier in ons oestyd, so ons bly besig met 'n hele klompie goed. Skoning, ons prys die Here dat ons weer vandag verder kan praat oor sy woord, spesifiek oor die eindtye, want dit is die roeping wat die Here op ons lê om met mekaar oor te praat. Ons prys hom daarvoor. Vandag se onderwerp gaan oor die rol van Israel in die boek Openbaring, spesifiek hoe ons gaan kyk na 'n paar goed uit daardie tema, dat Israel onderliggend oral in die boek van die Openbaring, uitgebring word, en daarna gaan ons kyk. Voor ons begin, kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons weer met mekaar kan praat. Dankie Here dat ons praat oor die wonderlikste, rykste boek wat ooit op hierdie aarde was of sal wees, die woord van God. Dankie dat ons met alles in ons kan sê, dit is die woord van God, omdat U dit so ook aan ons openbaar. En ek bid vandag, Here, as ons oor hierdie dinge praat, dat ons sommer net die insig het om ook hierna te kyk deur U oë, en dat die Gees van die Here dit vir ons oopmaak. In Jesus se naam, amen. Vriende, ek het nou, soos ek sê, ons praat nou vandag oor die voorkoms, die rol wat Jode of dan Israel speel in die boek Openbaring. Nou moet ons net so klein agtergrondjie weergee wat ek in die verlede al reeds gedoen het, maar ons kyk net weer vinnig daarna. As ons kyk na die skema van die boek Openbaring, dan het jy Openbaring 1 is die fokus met die eerste versie, dit is die openbaring van Jesus Christus. Met ander woorde, die Here Jesus is hier aan die woord in hierdie boek. En ons kan dit nooit loslees van Hebreërs 1 vers 1 in die ou dae, God dikwels deur profete met die mense gepraat, maar nou in die laaste dae praat hy deur sy seun Jesus Christus. Ek dink hy twee is onlosmaaklik aan mekaar verbind, en dit gee net 'n ander insig en 'n ander, ek wil amper sê, waardering vir die boek Openbaring. Nou, u sal weet dat die boek Openbaring deur die eeu een met baie goed beskrywe word as 'n beeldspraak, dat dit vergeestelik dinge, dat dit uit te doen het met die kerk, dat dit simbolies is. Daar is verskillende beskrywings van Openbaring, en ek dink dis die minst geleese boek, terwyl dit die mees geleese boek behoort te wees van die Bybel. Vriende, so Israel in die boek Openbaring, dis, ek sê, dit is onderliggend, dit is dikwels, word dit absoluut opgelig en gesê, hierdie is die goed wat nou in Israel gaan gebeur. En ons gaan vandag so net na 3 goeters kyk. Ons gaan kyk na die rol van die 144.000 verseeldes in die boek Openbaring, en ons gaan kyk na God se verborge bedoeling, wat spesifiek in hoofstuk 10 vir ons beskrywe word. Dis 'n ongelooflike hoofstukkie wat ek 3/4 van my lewe nooit verstaan het nie. En dan in die laaste plek gaan ons kyk na die 2 getuies. Nou sê ek net weer, daar is nog steeds ander stukke wat ook oor Israel gaan, maar kom ons kyk net vandag na hierdie 3. Goed, die orde van die boek Openbaring, soos ek gesê het, hoofstuk 1 is dis die openbaring van Jesus Christus. En dan in die 2de hoofstuk gaan dit oor die kerk, en die 3de hoofstuk ook. Die 7 briewe aan die 7 gemeentes. Dan in hoofstuk 4 gebeur iets wat ons vandag nie anders kan as om te sê, maar dit verwys na die wegraping. Waarom sê ons dit? In hoofstuk 4 word Johannes opgeruk waarheen? Hemel toe. Saam met hom, daarbo is ouderling, is 'n Nuwe Testamentiese term. So ons glo dit is nie Jode nie, dis nie ou gestorwe mense nie, dit is Nuwe Testamentiese mense. Dis wat daar bo by hom is in hoofstuk 4. Dit is wat in hoofstuk 4 beskrywe word, en dit is 'n wonderlike heenwys na goed wat gaan gebeur eendag, en waarin u en ek deel gaan hê as ons saam met Johannes om die troon van God staan en sy heerlikheid belewe. Terwyl ons daarbo is daar sprake van die boekrol, die boekrol wat oopgemaak word, en wat niemand waardig is om oop te maak nie, behalwe Jesus Christus. En hy hou hierdie boek, God hou hierdie boek in sy hande, en Jesus Christus maak dit dan oop vir ons.
En dit is, glo ek, die boek Openbaring. Ek mag verkeerd wees, maar ek het baie jare dit nie so ingesien nie. Maar ek glo, hulle praat daar van die boek Openbaring. Nou hoofstuk 6 van die boek begin met die smarte en die oordeele en God wat in gerig tree met die wêreld. So, dit is maar net in kort, dit gaan ons nou aan, dit gaan oor sy handelinge met die wêreld in die 7 jaar periode, dit gaan oor sy wederkoms, dit gaan oor die nuwe hemel en die nuwe aarde, maar in wese wys dit vir ons dat daar 'n wegraping is en dan dat die handelinge van God in die res van die boek Openbaring primêr gerig is op die tyd wat die anti-kris op hierdie aarde is. Nou, ons kan nie hierdie goed geestelik verstaan nie, daar's baie mense wat dit geestelik probeer verstaan en geen sin maak in wat regtig aangaan in daardie boek nie. Nou kom ons begin in hoofstuk 7 met die 144.000 Jode. Vriende, baie sê, baie kerke sê dit is die kerk, baie teoloë, teologiese rigtings, gereformeerde rigtings sê ook dit is die kerk. Dis nie die kerk nie. Hoe kan so lank en soveel tyd deur hier Jesus spandeer word om te verduidelik, dis 12.000 uit elke stam van die volk Israel. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar. Hy noem hulle almal 12.000 uit elke stam. Ons kan nie anders as om te glo. Dis werklik Jode nie. Dit is sy keuse, né? Dat hierdie ouens uitgeroep word. Kom ons kyk na vers 1 tot 3 van hoofstuk 7. Daarna het ek 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan, hulle die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die land en op die see en teen enige boom sou waai nie. Ek het ook 'n ander engel van die ooste af sien kom met die seël van die lewende God. Hy het met 'n harde stem geroep na die 4 engele aan wie die mag gegee is om die land en die see te tref. En hy het vir hulle gesê, moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. Vriende, hierdie situasie hier is na die wegraping. Die hele aarde sit nou in wag op die oordeele van God. Die aarde besef het nie, maar dis in die hemel glo ek is daar afwagting dat God nou sy oordeele oor hierdie aarde gaan gooi. Die kinders van die Here is weg, hulle is by hom. So hier's 'n verwagting, hier's 'n afwagting op iets verskriklik wat kom. Maar voor die verskriklikheid kan gebeur, moet daar eers iets anders gebeur. En dit is die merk van die dienaars van God op hulle voorkoppe. Met ander woorde die 144.000. Met ander woorde, ons kan ook sê dat hierdie 144.000 Jode God opgerig word om in hierdie tye sy boodskap te bring in 'n wêreld waar daar nie meer Christene is nie. Hulle is almal weg. So hierdie ouens rig God op om wêreldwyd, en ek glo hulle gaan nou in Israel 'n besonderse rol speel, maar weer eens dis Jode. Nou dink nou mooi daaraan. In die tyd van die kerk, het die kerk vir Israel probeer beïnvloed om vir hulle te leer, maar die Messias is Jesus Christus. Hulle wou dit nie aanvaar nie, hulle gaan in die verdrukking in. En terwyl hulle dan in die verdrukking is hulle die ouens wat God oprig om vir die res van die wêreld, vir dit wat oorgebly het van die kerk wat nie in die hemel gekom het nie, of ja, al die nasies, te vertel wie is Jesus Christus en waar lê verlossing, en hulle doen dit in die tyd van die groot verdrukking. Dit is altyd vir my so besonder. Openbaring 7 vers 9, ons kyk gou daar. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Vriende, hier praat hulle die aard van die saak van die 144.000. Hulle roep ook, nie net die 144.000, dit gaan juis aan die oes van die 144.000. 'n groot menigte, wat niemand kon tel nie. En dis nie die span wat voor die troon van God in hoofstuk 4 staan nie. Dit was die weggeraaptes. Hierdie is die ouens wat uit die groot verdrukking kom, wat ek weer sê, wat die vrug is van die 144.000. Hulle roep almal uit, ons verlossing is te danke aan God en aan die lam. By implikasie, prys die Here ook vir hierdie 144.000, wat die lam gestuur het om vir ons die lig te bring.
Hulle gaan waarskynlik almal in jy weet omkom in die groot verdrukking. Openbaring 7 vers 4 word dit pertinent gesê, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en het wit gemaak in die bloed van die lam. Dit my net getref toe ek voorberei dat hierdie 144.000 waarskynlik reeds lewe. Ons weet nie, ek gaan nie daaroor oortuig of wat nie. Ons weet ons leef in die eindtyd en ons leef in die laaste dae. So hierdie ouens mag reeds lewe. Nou wat ons ook moet verstaan, hulle gaan nie in hierdie bedeling voor die koms van Antichrist, gaan hulle die Here Jesus as Messias erken nie. Dit gebeur eers na die openbaring van die Antichrist dat hulle die roeping kry van God. Wonderlik. Elke keer as ek dink oor die 144.000 of die gedeeltes lees in die woord waar dit gaan oor hulle, dan kry jy mens net weer 'n ongelooflike waardering vir die God van die Bybel. Ons Skepper, in die maniere wat hy bedink, om altyd die vyand een voor te wees. Die vyand dink hy is in beheer. Daar gebeur liderlike goed op hierdie aarde. En God het die vermoë om dit om te draai en uit dit alles uit 'n vrug te bring vir die nasies. Ja, die 144.000 word weer genoem in Openbaring 14. Op daai dag staan hulle saam met die lam op die Sionsberg. Ek lees vir u Openbaring 14 vers 1. Toe het ek die lam op Sionsberg sien staan en by hom 144.000 mense met sy naam en sy vader se naam op hulle voorkop geskrywe. Nou vriende, hulle gaan saam met ons daar staan. Ons kom saam met hom af. Is dit nie ongelooflik nie? Nou ja, vers 4 en 5 van Openbaring 14 staan, dis hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het nie, hulle het kuis gebly, hulle volg die lam waar hy ook al gaan. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die lam. Uit hulle mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Hulle is onberispelik. Vriende, net twee goedjies hier uithaal. Eerstelinge vir God. Die woord leer vir ons dat Christus is die eersteling en dat die kinders van die Here, die Christene in die kerkperiode is die eerstelinge. Hulle word weggevoer. Maar hierdie een is 'n eersteling vir God. Hy word so genoem. Dit gaan hier oor die Jode. Hulle is die eerstelinge uit die Joodse nasie wat in daardie periode massas tot bekering gaan kom en hulle gesig gaan draai na die Here Jesus, soos dit in Sagaria 12 vir ons beskrywe word. Hy woord sê hulle is onberispelik en dan uit hulle mond het nie 'n leuen gekom nie. Wat is die implikasie? Die waarheid. Die weg, die waarheid en die lewe. Jesus Christus is die waarheid en hulle is die ouens wat hierdie goed in hulle land en dwars oor die wêreld gaan verkondig in 'n tyd van absolute leuen. Dan gaan ons nou na hoofstuk 10 toe. Vriende, hierdie is 'n baie besonderse hoofstuk. Daar is iets misteries aan hierdie boek. Ek self en ek glo baie ander kinders van die Here het nie verstaan wat hier staan nie. Ons weet die Gees gaan dit oopsluit en ek glo dat die Gees van die Here besig is om hierdie hoofstuk vir ons oop te sluit. Want hier kom nou goed uit wat ek dink baie min mense deur die eeue regtig ingesien het. Hierdie hoofstuk is regtig geheimenisse. Dit gaan oor hierdie snaakse ding dat Johannes 'n boekrolletjie moet eet. 'n kragtige engel gee dit aan hom. Nou as ons mooi gaan kyk na die engel, dan het dit hier, ek gaan tog lees Openbaring 10 vers 1. Toe het ek 'n ander engel, 'n sterke uit die hemel sien kom. Hy het 'n wolk om hom gehad en 'n reënboogboek aan sy kop. Sy gesig was soos die son en sy bene soos 4 pilare. Luister net gou weer. Hy het 'n wolk om hom gehad. Hy het 'n reënboogboek aan sy kop. Sy gesig was soos die son en sy bene soos 4 pilare. Die woord beskryf hom as 'n magtige engel. Vriende, nou hierdie kragtige engel vra Johannes toe of hy die rol kan kry en die engel sê eet dit. Dis met hierdie baie interessante gevolg. Dis bitter in jou maag, maar dis soet op die tong. So beskrywe Johannes dit, dat dit in sy maag bitter is en soet op sy tong was. Nou kan 'n mens vra, goed, as dit oor Israel was, watter
tyd in Israel se geskiedenis is daar of sal daar 'n bitter soet smaak wees of 'n ervaring wees. En ek spekuleer nou, maar ek dink 'n mens kan verstaan in die tyd van die Antichrist en hulle draai na Jesus Christus toe vir die laaste 3,5 jaar, dat dit uit bitterheid word 'n soetheid gebore. En al het hulle bitter, het hulle die soet van Jesus Christus as Messias in hulle gees, in hulle wese. Al word hulle ook doodgemaak in daardie 3,5 jaar, word hulle ook die soetheid van die vrede met die Messias gegin. En wat ek kan nie dink is verkeerd nie. So kom ons kyk, ons sal eendag weer weet. Ek lees vir u Openbaring 10 vers 7. Op die dag wanneer die 7de engel op die trompet gaan blaas, sal God se verborgde bedoeling met alles bereik word, soos hy die blye tyding aan sy dienaars, die profete, bekend gemaak het. Diep goeters hierso, 'n verborgde bedoeling wat hy deur sy profete bekend gemaak het. Wat is die verborgde bedoeling wat uiteindelik gaan waar word as gevolg van Jesaja, Jeremia en al die profete, Sagaria, Joël, Amos, Malaki, almal? Wat is die bedoeling? Vriende, uit deur die profete, deur die Jesajas, die Jeremias, die Esegiels, Joël, Amos, almal, deur die profete is hierdie sentrale tema, dat God 'n plan het met sy volk, dat hy die ooreenkoms wat hy met Josef, dat hy dit gaan waarmaak in die tyd. En uit die aard van die saak die redding van die Jode soos in Sagaria 12 beskrywe word. Dit is glo ek die verborgde bedoeling, want dit is gerig hier aan die Jode en nie aan die kerk nie. Die kerk se bedoeling die Here Jesus se bedoeling met die kerk is baie duidelik. Gaan heen en maak disippels, buig voor die troon van God, gee julle lewens oor aan Jesus Christus, hy het vir julle gesterf. Maar hier is 'n verborgde bedoeling en ek glo dit het te doen met die Jode. Ja, Openbaring 12 vers 10 sê, julle gaan opsien na my, julle gaan roem oor hom, wat julle deurboor het. En ek glo dis deel van daardie verborgde bedoeling, dat hierdie goed waarlik in 'n soet en 'n bitter in die Joodse siege gaan waar word. Dan kom ons in die tweede getuies, hoofstuk 11, ons kyk 'n kykie in Jerusalem gedurende die 7 jaar. Hierdie twee ouens profeteer in Jerusalem vir die eerste 3,5 jaar. Die woord leer vir ons dat hulle vir 42 maande gaan, of 1260 dae, 3,5 jaar, dis 3 terme wat gereeld gebruik word, ook in die boek Daniël, wat die 7 jaar beskrywe. En hierdie 42 maande of 1260 dae of 3,5 jaar, dis die helfte van daardie 7 jaar periode. So hierdie ouens gaan in die helfte, in die eerste helfte, stuur God weer eens. Nou, hulle, uit die goed wat hulle kan doen, hulle wonderwerke wat hulle kan doen, blyk dit dat dit Elia kan wees, en dit blyk dit dat dit Moses kan wees. Daar's baie mense wat ook glo dat dit Henog is. Dit maak ook nie saak nie watter twee dit nou is nie. Henog het ook nie gesterf nie, soos Elia opgevaar na die hemel toe. Dis nie belangrik nie. Die punt is net, God rig hierdie manne op om in 'n kritieke tyd waar in Jerusalem se strate vir die Jode te sê, julle moet bekeer, die Messias kom. En wat julle nou belewe is nie die Messias, dis nie die Messias die Antichrist is van die Satan, en dit is hoekom die hele wêreld gaan juig as hulle doodgemaak word, en vir 3,5 dae in die strate van Jerusalem gaan lê, maar prys die Here, na 3,5 dae staan hulle op, word hulle opgerig, opgevaar na die hemel. Nou al die ouens wat so bly was oor hulle dood, die woord sê hulle het 'n geskenke vir mekaar gegee het. Ek het 'n vermoede, hulle sal nou nie weet wat om met hulle self aan te vang nie, want dit wat hier gebeur het, is verskriklik. En dan moet ons ook weet, die dag as hulle opvaar na die hemel, in daardie kort periode, en ek weet nie of dit daar is nie, dit maak nie saak nie, kom die Antichrist, gaan sit in die tempel in Jerusalem en gee voor dat hy God is. Met ander woorde, die ouens wat nie na hierdie twee wou luister nie, hulle is die ouens wat gaan swaar kry en bitter gaan kry en waarskynlik doodgemaak word. Ons moet onthou, die fokus is hier op die Jode. Ja. Vriende, ek wil net sê,
die hoofstuk 12 gaan ook juis oor Israel. Ek gaan dit nou nie hierby invoeg nie, want hoofstuk 12 glo ek is eintlik 'n hoofstuk op sy eie wat ons 'n programmetjie op sy eie kan maak. Daar's vele fasette en daar's baie diep goed daarin. Dit gaan in wese oor die sataniese stryd tussen die vyand of dan ook die anti-kris en Israel, die Joodse nasie. Maar soos ek sê, ons gaan waarskynlik in die toekoms weer daarna kyk. In hoofstuk 13 is die beskrywing van die regering van die anti-kris wat eintlik op sy totale woede oor Israel en die Jode dat hy dit gaan loslaat oor hulle. En dit word ook in hoofstuk 13 beskryf. So die Israel en die Jode is sentraal in hierdie boek. Vriende, 'n man met die naam van J.D. Farag het hierdie wonderlike ding wat ek nou al 'n paar maal gehoor het by hom. Revelation is about the salvation of the Jewish nation. Kan 'n mens dit meer duidelik praat? Dit vat dit so raak dat dit gaan die boek Openbaring uiteindelik oor die redding van die Joodse volk. Mag die Here vir u seën. Ek wil een versie nog lees toe ek wat ek net wil afsluit mee. Dit is Openbaring 20 vers 4. Toe het ek trone gesien en die wat daarop sit is die bevoegdheid gegee om te oordeel. Ek het oor die siele gesien van hulle wat onthoof is as gevolg van hulle getuienis aangaande Jesus en die boodskap van God. Dis hulle wat hulle nie voor die monster en sy standbeeld neergeval in aanbidding nie, en ook nie die merkteken op hulle voorkop en op hulle hand ontvang het nie. Hulle toe weer lewend geword en saam met Christus vir 1000 jaar regeer. Vriende, hierdie ouens wat tot bekering kom, wat die Here Jesus ontmoet in die tyd van verdrukking, hulle die wegraping gemis, en dit sluit Jode en baie ander mense in dwars oor die wêreld. Maar dis hulle wat in hulle dood voor die troon gaan kom, hulle word weer lewend gemaak uiteindelik en saam met Christus regeer hulle vir 1000 jaar. Vriende, u en ek gaan saam met hulle regeer. Wat 'n wonderlike voorreg. Mag die Here hierdie woordjie seën. Ekskuus is nou 'n bietjie langer as wat ek wou praat, maar dit is so 'n belangrike deel van die profesie. Mag die Here u almal seën. Stuur dit aan as jy dink iemand anders het dit ook nodig. Kom ons sluit net af. Here, ek prys U dat hierdie woord uit die hart van God kom, want dit kom uit die woord van God. Dankie dat ons dit nie anders kan as om dit so te sien nie, en ek bid vanoggend dat U naam verheerlik word hierin. Oë sal oopgaan, mense begrip sal kry vir wat in die Openbaring aan die gang is. Toenemend begrip kry, want dit is die Openbaring van Jesus Christus in Jesus se naam. Amen. Vrede vir julle.